Die Israeliete was in hierdie 40 jaar in die woestyn daarom 'n sprekende toonbeeld van die kerk van die Here. Daar was altyd 'n klomp ontevredenis en altyd 'n klomp wat gekla het en wat Moses beskuldig het, die kerkleier en wat ook al. So dit nou gebeur het, toe hulle die tweede keer by Kades kom, toe maak hulle nou dadelik weer rusie met Moses, want daar's nie water nie. En dit lyk asof daardie keer se geklaarry Moses meer ontmoedig het as ooit. En maar soos die Here is, het die Here nie dadelik straffend losgetrek op hulle nie. Die Here het weer 'n keer sy genade aan hulle bewys, en hy het vir Moses gesê, hy moet sy staf vat en hy moet na 'n sekere rots toe gaan en hy moet met daai rots gaan praat. Maar Moses was baie driftig, seker omdat die volk hom kwaad gemaak het of wat ook al. En hy het na hierdie rots toe gestap en hy het daai rots 2 keer geslaan. En toe was hy ongehoorsaam aan God se bevel, want die Here wou duidelik gehad het, hy moet met sagtheid die almag van die Here openbaar deur net met daardie rots te gaan praat. En Aaron het daar saam met Moses sonde gedoen, want Aaron het nie vir Moses probeer keer, om vir hom gesê, jy moet dit nie doen nie. Toe het daar water uit die rots uitgekom, want God gee altyd genade. Maar, vir Moses en Aaron het die Here 'n baie minder goeie boodskap gehad. Die Here het vir hulle gesê, as gevolg van daardie oortreding, gaan nie een van hulle twee in Kanaan ingaan nie. En daarmee het die Here 'n streep getrek deur Moses se hele menslike lewensroeping, want hy was grootgemaak en opgevoed en opgelei om die volk van Egipte af in Kanaan in te lei. En hierdie ding het nou nie gebeur nie. Die volk se moeilikheid het egter nou verder gegaan, want nou het hulle met die nasies waar hulle heen getrek het en rondgetrek het, moeilikheid begin kry. Die Edomite is nasate van Esau, en Jakob en Esau het van voorgeboorte af beklei, so lees ons in die Bybel. En daai rusie tussen Jakob en Esau het altyd bly voortbestaan in hulle nasate. En hierdie konflik met die Edomite was nog altyd deel daarvan. Nou van Kades af het Moses al boodskapper gestuur na die koning van Edom toe, gevra, kan ons asseblief deur jou grondgebied trek, en die koning van Edom het hom opgeruk. Hy tot met 'n deel van sy weermag, groot leer sê die Bybel, het hy teen Israel opgetrek, om hulle te dwing om nie deur sy grondgebied te gaan nie, en die Israeliete het toe van Edom al weggedraai. Toe stuur hulle 'n boodskap vir die koning van die Amorite, Sihon. Maar Sihon, hy trek met sy weermag op, Israel is verplig om te veg, en hulle verslaan hulle. En so het die Israeliete dan sy land in besit geneem. Och, die koning van Basan doen dieselfde, hy maak oorlog, dwing Israel om te veg. Israel verslaan hulle, en so kom Israel dan in besit van die hele gebied oos van die Jordaan.